In hierdie episode kuier ons by Pieter Erasmus. Hy kruisdeel met Boran vroulike diere en dan ander rasse se bulle. Kom ons gaan hoor 'n bietjie wat hy het om vir Christopher en Martinus te vertel. Hoorie Pieter, nou wat is jou speengewig as jy nou so kruis? Waar hardloop jy dan? Ek het altyd gehardloop 180 op tot 200 toe op die suiwergoeters en dan op jou kruisings tussen 200 en 220. Die swaarste speenkalf is daai wat as jy die twee rasse kan kry so ver as moontlik van mekaar. Ja, kyk almal daai Boran clustergroep wat die genetiese samestelling van die rasse lê. As jy daai ding vat, dan lê die Boran mos nou heel weg van spesifiek van kom ons sê die Simmentaler af. Ja. En dis hoekom hy baie goed. Jy weet dis altyd moeilike ding waar ons wil teel. Ek soek 'n kleiner koei, maar ek soek 'n swaarder speenkalf. Maksimum groei op die kalf, ja. Weet nou, 'n kleiner koetjie kan jy maklik 60% van haar eie gewig gee. Ja. Wat jy nie noodwendig sal kry uit 'n groter raam koei uit nie, nê. Ja. Onthou genetika of geneties jou omgewing gaan jou grootte eintlik maar bepaal. Habitat. Op jou koei grootte. Habitat verseker. Habitat gaan 'n groot, maar jou genetiese anderswoorde jou bulle wat jy gebruik sal op sy speenkalf behoort dit mos nou maar eintlik daai groeierd uit te bring. Al is jou koei bietjie kleiner, sal die genetiese samestelling van daai kalf behoort dan te groei. Want dit is die groot ding wat ons ook wat ek maar ook ouens sê, ja, kom ons boer met 'n kleiner koei, maar hulle wil aan my naspeen groei hê. Want dis waar jou geld lê, jy wil mos nou 'n maksimum vinnige groeier. En Pieter is 'n vraag wat ons nou van vra en maar moet dit vra want een van die groot persepsies is maar hoeveel rand per kilo word jy gepenaliseer omdat jy karkas te skol het. Word jy gepenaliseer? Ek word nie gepenaliseer nie. Niks. Dankie, dis al wat ons wil weet. Die tyd wanneer hy aan die haak gaan hang, jy kry nie vir daai karkas minder nie man. Ja. Glad nie. Wanneer speen jy hierdie kalvers? Of die gros van hulle? Okay, die grootste gros gaan so Junie, Julie. Die persepsie oor die ras laat hy nie in die voerkraal presteer nie, wat eintlik sonder massas data, jy weet, aan Jan publiek verkoop word. Wat sal jy sê rondom dit? Ek meen dit is mos maak jy geld so, maak jy nie geld nie. Nee, volgens my is dit die no-brainer. Ek meen ek kan nie verstaan dat iemand anders dit nie so kan raak sien nie. Ek meen daai klein koetjie met 'n baie lae koste en vir my gee vir my daai kilogram van haarself terug. Want ek meen baie van hierdie koeie gaan 60% toe gaan waar hy gekruis het. So en ek dink dis geld in jou sak teen minimale koste. Ek weet dis hoe ek wil boer. Dit is ekstensief. Ons piep nie op nie. Ek wil amper sê partymal dink ek hulle die wat wil vrek moet dan maar vrek. Dis net ek saam met jou daar net. Sien baie ons probeer hulle omgewing verander om by hulle beeste aan te pas. Ja. Jy kan nie dit doen nie. Jy moet jou beeste moet by die omgewing aanpas en dit is wat jy hier sien. Ja, ek dink dis wat ons vanoggend ook gesê het, die habitat bepaal van die eindproduk. Interessant weer eens ons kyk oral waar kom kyk jy mis nê. Ek meen hier's nie 'n put met die ding nie. Nee, hier's niks. Hulle kry nou net fosfaat lek. Maar die koeie is nie in topkondisie nie want ek meen die kalvers is van hulle is nogal groot. En maar jy moet realisties wees op dit. Onthou koeie in 'n werksklere in hierdie omstandighede en hierdie plek, ek meen dit is maar hoe hulle gaan lyk. Ja. Maar daai is 'n money maker shot, né? Onthou daai as jy dit sien op enige plaas, moet jy weet daar's geld. Die groen en onmiddellik. Selfs daai rooitjie wat daar uitsteek, kyk nou haar kalf. Ja. Dis nou weer die basterkrag met ander rasse wat jy nou maar daar sien. Nee, dit is ek dink op 'n wins, as jy op winsgrens gaan kyk, gaan daai jou optimale produksie wees. Daai gaan 'n 60% speen. Absoluut. Ek dink wat ons maar nog wil ondersoek met ter tyd en dit is om die backgrounding dalk verder te vat na osstelsel toe. Vir ons met hierdie berging goed sal dit goed geleef, goed pas om dalk die osstelsel op 'n klein mate in te bring en te kyk los hulle. In plaas van een somer, 2 somers. Ja. As jy 2 somers kom, gaan jy na 'n A/B bracket val. Ja. Maar jy daar gaan 'n aansienlike gewigs toename wees en ek meen jou Boran met nou 'n bietjie later wissel skep vir jou daai geleentheid. En dan gaan jy verseker net 60 dae omtrent in 'n voerkraal wees. Ja. Ek meen tot nou toe het ek maklik van 18 maande af vat ek hulle eers kraal toe en die dag afhang hoe swaar hy ingekom het,
Ek meen en dit is sit nog sê net maar 90 na 120 dae toe by. En so dan Jy kom so by 25, 26. ons bly 'n A-graad. Ek dink verseker enige iemand wat ekstensief wil boer en 'n lae onderhoud bees wil hê en nie die tyd het in vandag se besige tye om vir elke stukkie ding te gaan pamper lang nie. Ek dink daar pas die ras presies in. Op 'n of ander dag, dit is 'n easy care bees. Met lae moeilikhede en dit maak dit net makliker. Selfs al boer jy in die vlaktes, ek meen jy kan mos die hele dag jou beeste rondry en te kere gaan jy moet met 'n ding boer vir jou gaan geld maak. Wat ek sê ekonomiese waarde het lanklewendheid vir jou, want ek meen jou koeie raak baie ouer, minder vervanging wat jy moet. Nee, dit het 'n massiewe effek op jou inkomstebron op die einde van die dag. Met my ek het verlede jaar 2009 en ouer koeie uitgehaal. Yes. So ek gaan hierdie jaar die 2010s nou maar uithaal, nie maar daar foute is noodwendig met hulle nie, maar ek voel maar dit is koeie wat 14 jaar gedien het. My oudste bil was 'n 2009 bil wat ek laas jaar geslag het. En uit verlede jaar was hy alleen by 28 verse en 27 was nog beset. Ja. So unbelievable. So dit is eintlik dit is 'n no-brainer. Ek meen ons kan ons almal somme maak. Ek meen op die einde van die dag hoe langer jy 'n koe in die lewe kan ry, dis 2 of 3 of 4 kalvers ekstra bo sê net maar die gemiddelde ander rasse. Maar as jy nou fokus op die suiwer borane wat hier staan dan Hulle is niks agter teenoor die ander. glad. Inteendeel hulle kondisietelling. Hulle is voor diepte roemen, want dit mens dink hy roemen kapasiteit speel 'n rol nie, want dis die grasverwerking. Ja. En ek dink ander ding ook is ons almal weet 'n F1 moet jy eintlik slag. Ja. Dis eintlik. Maar ek weet as ek nou nie ek soek baarmoeders. Ja. Hy soek fabriek. Ek sal sê die suiwerras, die suiwerverse wat hier is, het definitief 'n roemen kapasiteit. Hy diepte staan totaal heeltemal uit. Kyk hierdie bonversie reg voor jou. Ja, kyk hierdie pragtige vers. Kom koop sekere mense eerder verse in as wat hulle dit terughou. Gaan maar oor tyd dink ek. Dit gaan oor tyd. Ek het dit ook vir lang stadium van my lewe gedoen en die ander ding is jy moet spasie. Ja. So as jy 'n vers moet terughou en jy kan liewer 'n dragtige dier teen 'n billike prys kan koop, sal ek dit liewerste doen. Ja. Mits ek weet dit kom van dieselfde kwaliteite wat ek op my plaas het. Presies. En in dieselfde omgewing dink ek Ja. speel ook 'n rol. Jy gaan baie vinnig baie tyd verloor om verkeerde goed in te koop. Ja, so ja, kan jy 'n fout maak as jy dit sou doen. En dit is lekker om te sien dat die Boran koei met die kruisbulle dit gee wat 'n mens nog steeds wil. Ja. Wat 'n lek gee jy nou hierso Pieter? Hierdie is net 'n fosfaatlek. OK. En jy homself. Is hier kalorie wat is hier in? Dis maar net die fosfaat. Dit is net fosfaat. Fosfaat. Ja, ek dink die advies sal wees binne in ons marge op beesboerdery is nie baie groot nie. So ek moet my insetkoste kan bestuur en as jy nie insetkoste kan bestuur nie, maar dan gaan jy dit nie maak op die lang pad nie. Ja. So as die marge groter word en wat ons almal hoop speenkalvers gaan weer swaarder word, 'n hoër prys gaan, Pryse gaan ja. dan dink ek kan die sommetjie weer heeltemal verander. So Ja. ons is in die landbou, mielies werk ook maar so, dis 'n op en af. Met beeste is dit op en af, maar my wenk vir ouens sal net wees, ou maat, jy moet maar vasbyt. Ja. Sorg dat jy genoeg kos het. En dis die belangrikste ding, probeer dit so goedkoop as moontlik die kos vir hulle gee. Ja. Dit alles wat hy self kan vreet is beter as wat jy moet gaan vir hom voer in 'n bak. Ja. Ja. Volgende kuier ons by Leon van Tonder in die Davos omgewing.